Goeiedag, en vandag is dit Handelinge 13. Here, ons gee aan U al die eer, al die lof, want U is waardig om geprys te word. U die soetroos van Saron, Here, die Heilige, die Almagtige. U het in Antiochië gesê, sonder vir my, Barnabas en Saulus af. Sê dit weer vir ons ook vandag asseblief, Here. Maak ons gewillig om te gaan, daar waarheen U ons wil stuur. Amen. Net 'n kort gedagte ter inleiding. Die Heilige Gees stuur die eerste sendingsspan, en Barnabas en Saulus vaar na Siprus. Hulle konfronteer 'n towenaar, Elymas, en die goewerneur kom tot geloof. In Antiochië en Pisidië preek Paulus, Jesus is die beloofde verlosser. Heidene juig, Jode raak jaloers. Dit was presies God se plan, om die Jode jaloers te maak. Daarom is hy die heidene ook genadig. Hulle word uit die stad gejaag, maar die disippels is vervul met blydskap en die Heilige Gees. Goed, kom ons lees Handelinge 13 saam. In die opskrifie is dat Barnabas en Paulus word deur die gemeente van Antiochië na die heidene gestuur. Hulle prediking op Siprus. Elymas, die towenaar. Hoofstuk 13 vers 1. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon, wat in Niger genoem word, en Lucius, die Gerenteer, en Manaan, wat saam met Herodes, die vuurvors, groot geword het, en Saulus. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barabbas vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul gaan. So het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleucië, en daarvandaan weggevaar na Siprus. En toe hulle in Salamis kom, het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig, en hulle het ook Johannes as helper gehad. En hulle die eiland deurgegaan het tot by Pafos, en 'n towenaar gevind, 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar-Jesus. Hy was die goewerneur van Sergius Paulus, 'n verstandige man. Die het Barnabas en Saulus laat roep, en het versoek om die woord van God te hoor. Maar Elymas, die towenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan, en het probeer om die goewerneur afkerig te maak van die geloof. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid wee van die Here te verdraai nie? En nou kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son 'n tyd lank nie sien nie. En onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval. En hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei. Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy verslae oor die leer van die Here en het geglo. En dan die volgende opskrif is die rede van Paulus in die sinagoge van Antiochië, in Pisidië, teestand van die Jode. En Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Pafos en by Perge in Pamfilië gekom, en Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochië in Pisidië aangekom, en hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit. En na die lesing van die wet en die profete het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê, broeders, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, spreek dan. En toe staan Paulus op, wink met die hand en sê, Israeliete en julle wat God vrees, luister.
Die God van hierdie volk Israel het ons vaders uitverkies en die volk verhoog toe hulle bywoners in Egipte land was en met 'n hoë arm hulle daar uitgelei. En omtrent 40 jaar het hy hulle in die woestyn verdra. Vers 19. En 7 nasies het hy in die land Kanaan uitgeroei en hulle land deur die lot aan hulle uitgedeel. En daarna omtrent 450 jaar lank het hy rigters gegee tot op Samuel, die profeet. En van toe af het hulle 'n koning begeer en God het aan hulle gegee Saul, die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin 40 jaar lank. En nadat hy hom afgesit het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid die seun van Isai gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. Uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwek. Nadat Johannes voor sy koms eers die doop van bekering aan die hele volk van Israel verkondig het. En toe Johannes aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê, wie dink julle is ek? Ek is dit nie, maar kyk, hy kom na my, wie se skoen ek nie waardig is om van sy voete los te maak nie. Broeders, kinders van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur, want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het hom nie geken nie. En deur hom te veroordeel het hulle die woorde van die profete vervul, wat elke Sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, tog het hulle vir Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in 'n graf neergelê. Maar God het hom uit die dode opgewek. En gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem. En hulle is sy getuies by die volk. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek. Soos daar ook in die 2de Psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek u gegenereer. En dat hy hom opgewek het uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het hy so gespreek. Ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid, wat betroubaar is. Daarom sê hy ook op 'n ander plek, U sal u heilige nie oorgee om verderwing te sien nie, want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien. Maar hy, wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word, van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Pas dan op dat daar nie oor julle kom wat deur die profete gesê is nie. Kyk dan, julle veragters, en wees verwonderd en verdwyn, want ek gaan iets in julle daar doen. Iets wat julle sekerlik nie sal glo, as iemand julle dit vertel nie. En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek, dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. Vers 43, en toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode genote Paulus en Barnabas gevolg, die wat hulle toegespreek het en hulle probeer beweeg, om in die genade van God te bly. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Maar toe die Jode die skare sien, is hulle met nydigheid vervul, en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is. Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word, aangesien julle dit egter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie. Kyk, ons wend ons tot die heidene, want so het die Here aan ons bevel gegee.
Ek het u lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees, tot aan die einde van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly, en hulle het die woord van die Here geprys, en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe. En die woord van die Here is deur die hele land verbrei. Maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue en die vernaamste mense van die stad opgehits en teen Paulus en Barnabas vervolging in die lewe geroep en hulle buite hul gebied verdryf. Toe het hulle die stof van hulle voete teen hulle afgeskit en na Iconium gegaan. En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees tot sover vandag. Ja, nadat ons hoofstuk 13 gelees het, vraag of 2. Luister ek in aanbidding vir die Gees se opdrag, die Heilige Gees as hy met my praat. Die opdrag het gekom terwyl hulle die Here aanbid en gevas het. Luister ek in aanbidding vir die Gees se opdrag. Is my ore oop in my stilwordtyd? En in die tweede plek, hoe hanteer ek jaloesie en verwerping? Paulus skud die stof dood eenvoudig van sy voete af en hy gaan aan. Waar bly ek vassteek, omdat ek nie aanvaar word nie? Waar? Is dit nie dalk tyd dat ek die stof van my eie voete moet afskud nie? Here Jesus, vul ons vandag met blydskap, al word ons uitgejaag en weggejaag en uitgejou deur mense. Stuur ons onder leiding van u Heilige Gees en gee vir ons die krag om dit te aanvaar, want dit het u die disippels al lang terug oor gewaarsku. Dit sal swaar gaan. Mense gaan julle uitjou, hulle gaan julle uitskel en hulle gaan julle wegjaag. Ons dank u Here vir u genade wat ons vandag in lewe. Amen. Lig my oop en maak my heel. Vat hierdie pyn wat ek nog voel. Maak my nuut, maak my lig. Laat ek weer u hand sien in my gesig. Ruk my oop, hou my vas, al val ek weer, al breek ek vas, want sonder u is ek verlore, maar met u word ek weer gebore.